Alsy, goeiemiddag almal en welkom terug. Ons gaan vandag gou 'n bietjie kyk na, ons het nou gekyk laas keer oor die dier uit die aarde uit. Ons het gekyk na die dier uit die see uit. Maar daar's wat ons nou gepraat het oor die dier uit die aarde uit. Toe praat hulle nou daarso van hierdie kwessie van die nommer 666, né, of die getal van die dier. So ons gaan nou vandag bietjie meer daarna kyk sodat ons dit dieper kan verstaan waarop dit neerkom en hoekom ons sê wat ons sê, hoekom ons glo wat ons glo. Okay, maar voor ons begin, kom ons sluit gou net die oë. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie Here dat ons vandag nie mislei gaan word nie en dat U ons kan help Here om die waarheid te kan raak sien en dit kan onderskei van die valse af. Here, gee vir ons insig, gee vir ons wysheid, sodat ons dit ook so aan die wêreld daar buitekant kan oordra. Amen. Okay, nou goed. Terwyl ons begin, wil ek gou julle moet aan iets gou dink. Dink aan as jy 'n klip vat en jy gooi hom in die water, dan maak hy sulke rippels. Eers maak hy groot rippels en dan al hoe kleiner en kleiner en kleiner soos wat hy binnekant toe gaan. Nou goed, nou wil ek hê jy moet die 3 konsentriese sirkels gou voorstel. Eers die groter een, dan het ons eenetjie in die binnekant en dan het ons dan die heel kleintjie. Okay, dis waarna ons vandag gaan kyk. Nou goed. Die eerste sirkel, die grootste rippel. Hy is die 10 gebooie. En dan die tweede rippel, die medium grootte een, gaan oor die eerste kliptafels, maar daar's ons 2 kliptafels gewees aan die eerste een. En dan die derde rippel, hy is die een spesifiek, en hy gaan oor die 4de gebod wat in die middel is. Hy is dan die kleinste enetjie. Okay. Ek dink ek het my rippeltjies daar om, hy moes eintlik 'n klein geelietjie gewees het, hoor. Vra om verskoning vir dit. So kom ons kyk gou eers, daar's hy, die kleinste rippeltjies, daar's hy, die rooietjie. Goed, kom ons kyk gou eers na die grootste rippel, die buitekantste een. Nou die grootste rippel verteenwoordig die finale konflik oor die wet van God. Eerste punt is, heel aan die einde haat Satan die gebooie van God. Nee? Kom ons kyk gou die bewyse daarvan. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoren op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Sien julle daarin dat die draak haat die gebooie van Christus, nee? Goed, tweede punt is, die wet, Godse mense sal aan die einde 'n seël op hulle voorkoppe hê, en dit is die wet wat op die verstand en in die hart geskryf is. Nou kom ons kyk gou bewyse daarvan, lees ons Openbaring 7 vers 3. Openbaring 7 vers 3 en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Goed, en Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Sê. Goed, en die derde punt is, die wet, dit is die wet wat onder God se disippels verseël het, né? Kom ons kyk 'n bewys daarvan, Jesaja 8 vers 16. Jesaja 8 vers 16, bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerling. Okay. Vierde belangrike punt is, diegene wat die seël van God het, luister mooi, hy wyk weg van ongeregtigheid af, soos wat ons vanoggend ook bespreek het, nie? Wyk weg van ongeregtigheid af. Dit is die wet wat goed en kwaad definieer. Ons kyk gou wat sê Prediker vir ons.
Die hoofstuk van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig wat hom kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. OK. Nou as ons nou kyk bietjie Matteus 7 vers 23 en Lukas 13 vers 27. Hierdie twee is parallelle verse met mekaar. So wat ons nou sien, jy het mos jou 3 evangelies en elkeen van hulle vertel ons net 'n storie uit 'n ander oogpunt uit, maar hierdie twee is nou daai parallelle verse van mekaar. Kom ons kyk gou-gou wat sê hulle. Matteus 7 vers 23 en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En dan ook Lukas 13 vers 27, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. OK, en daar's ons die woord ongeregtigheid. Dis so belangrik dat ons bietjie daarna kyk, ongeregtigheid. 2 Timoteus 2 vers 19 praat ook van dit. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Sy. Nou goed, hierso die woord wat hierso gebruik word. Kom ons kyk gou ongeregtigheid. Wat beteken ongeregtigheid? Ongeregtigheid, as jy hom in Engels sit, dan sit injustice. En as jy kyk na die woord justice, dan kyk ons na die gereg, né? En as jy hof toe gaan, waarvoor kan hulle jou skuldig vind? Want dit is wettig, né? So dit iets met 'n wet uit te waai. Wat beteken injustice, ongeregtigheid? Synonieme daarvoor is of die description daarvoor is absence of justice, a violation of right or of the rights of another. Dus unfairness, né? An unjust act is verkeerd. So dit wys vir jou eintlik die verskil tussen wat is reg en wat is verkeerd. Ons gaan nou later uitvind hoe gaan die Bybel vir ons sê wat is die verskil tussen wat is reg en wat is verkeerd. 1 Johannes 3 vers 4 met die oortreding van die wet word vertaal. Kom ons lees gou eers die vers, dan kan ons gou daarvoor gaan kyk. 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So daarso sien ons nou 'n bietjie meer wat is dit ongeregtigheid, né? Dit is sonde, né? En wat is sonde? Wat doen jy as jy sonde doen? Dan is jy wetteloos, dan lewe jy nie volgens die wet nie, né? 'n vyfde punt wat belangrik is, daar's 'n kontras, 'n vergelyking tussen Openbaring 14 vers 9 tot 11 soos ons nou gaan sien en 14 vers 12 toon dat daar 'n kontras is tussen diegene wat die dier aanbid, vrugte, en diegene wat die gebooie van God onderhou. Die ryp vrugte, net die goeie vrugte. Daar's 'n groot kontras tussen hulle. Kom ons kyk gou na hierdie twee verskille wat die vers vir ons sê in Openbaring 14. Openbaring 14 vers 9 tot 11 en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Goed, dit is die lot van diegene wat die merk ontvang. Nou kom ons kyk gou wat is die kontras dan daarvan, wat gebeur met die ander? Hier kom die leidsaamheid van die heilige te pas. Hier is hulle van die gebooie wat van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Sien julle duidelik die kontras tussen die twee, né? Daar's 'n groot verskil. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie die volgende een. So sien julle hoe belangrik is die gebooie van God in hierdie eindtyd, né? Al twee kliptafels is vir God baie belangrik en die Satan haat dit, né?
Kom ons kyk gou 'n bietjie na die medium ripple. Die medium ripple het ons mos gesê, is mos nou net oor die een gedeelte van die kliptafels. Met ander woorde, die enetjie wat gaan oor God. Ons het mos 2 kliptafels, die enetjie handel mos oor jou verhouding met God. Waar jou ander een handel oor jou verhouding met jou medemens. Nou goed, kom ons kyk nou na hierdie enetjie wat handel dan oor jou verhouding met God. Eerste punt wat daar so oor belangrik is Deuteronomium 6 vers 5. Dit som die eerste tabel van die wet op. Met ander woorde, die eerste 4 gebooie, né? En dan beveel verse 5 tot 8 Israel om dit op die voorkop of op die hand te skryf. Kom ons lees gou saam. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Ons sê, en kom ons kyk gou wat sê hulle verder vir ons. Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. So met ander woorde, wat beteken dit vir ons? Beteken die wet moet 'n integrale deel van jou lewe wees. Alles wat jy doen, moet jy doen rondom die wet. Wat bedoel ek nou daarmee? Beteken dit nou dat ek sê jy moet wetties raak? Nee. Wat dit daar beteken is, voordat jy dink, voordat jy enige iets doen, voordat jy verder dink wat jy moet dink, soos wat ons vanoggend gesê het, nee, voordat jy iets eet, voordat jy enigiets doen, moet jy altyd die wet in gedagte hou. Want onthou, die wet gaan op die einde van die dag oor jou verhouding met God. En dit gaan ook met jou verhouding met jou medemens. So jy moet vir jouself afvra, voordat jy 'n ding doen, voordat jy iets dink, hoe gaan dit my verhouding met jou bevorder? En hoe gaan dit my verhouding met die Here bevorder? As dit 'n negatiewe antwoord is, dan moet jy weet dat waarmee jy nou besig is verkeerd. So alles wat jy doen, gaan oor, die wet moet so in jou hart geskryf wees, sodat jy nie eers op die einde van die dag daaraan moet dink nie, maar dat daai oortuiging wat die Heilige Gees hier binnekant jou het, daai klein stemmetjie wat hier binnekant jou is, moet met jou praat, dat jy op gevoel van daai stemmetjie kan weet, hoor jy, dit wat ek nou doen is nie reg nie, dit wat ek nou, hoe ek nou wil optree is nie reg nie, né? So dis wat ek daarmee bedoel. Tweede punt is, die kwessie by die eindtyd het te doen met aanbidding, né? As ons kyk in Daniël 3, word dit 11 keer gebruik. Die laaste 6 gebooie het te maak met ons horisontale verhoudings tussen mense, terwyl die eerste 4 gebooie hulle vertikale verhouding met God beskryf. Kom ons kyk wat is die Openbaring 13 vers 4, om te sien waar kom hierdie ding in. Dit gaan, onthou ons is nou besig met die middelrippeltjie. Die eerste een het ons bewys, dat die 10 gebooie is baie belangrik in die eindtyd. Die middelste rippeltjie wys vir ons dat ons verhouding met God in gedrang is. Het gaan nie oor hierso oor jou menslike goed nie, soos ons gesê het, aanbidding. Jy aanbid nie 'n mens nie, né? Ons jou aanbidding teenoor God. Dis mos waaroor dit gaan. En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Okay, wat van 13 vers 8? Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, beskrywe is nie. Dan gaan hy verder, ons gaan sien nou vers 12. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. In vers 15. Openbaring 13 vers 15. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Sien julle hoe belangrik is aanbidding vir die dier? Nee? So aanbidding hierso speel 'n baie belangrike rol. So dit is hoekom ons fokus nou nie net op die gebooie nie, dit raak na God, né? Goed. Die derde punt.
Hoofstuk 13 praat soos wat ons nou gelees het van 'n valse aanbidding van die dier en sy beeld en in die ontvangs van die merk. En in teenstelling daarmee beveel hoofstuk 14 vers 6 en 7 God se volk om God die Skepper te aanbid. As iemand nie die Skepper aanbid nie, sal hy uiteindelik die dier aanbid. Dan word hy op default mos die merk van die dier. Kom ons kyk gou wat sê dit daarso. Dit is die 3 engele boodskap en is die derde een van die 3 engele boodskap. Openbaring 14 vers 6 tot 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan al die nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Okay. So kom ons kyk nou gou-gou, wat is die 4 gebooie wat rondom God is? Die eerste een is, jy mag net die Here jou God aanbid. Die tweede een gaan oor gesneede beelde. Die derde een gaan oor die naam van God nie uitelik gebruik nie. En die vierde een is die Sabbatsgebod. Nou kom ons kyk gou-gou hoe kom al hierdie goeders te saam. Eerstens, Openbaring 13 vers 4 wys vir ons dat die dier word aanbid, né? Jy mag nie die dier aanbid nie. Wat sê vir ons? Hy sal maak dat almal die dier moet aanbid, soos wat ons nou gelees het, né? So dit is die eerste gebod van die kliptafels. Dis die eerste een. Die tweede een, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. En wat doen hulle? Né? As beelde wat aanbid word, wat het in Nebukadneser se tyd gebeur? Hulle het beelde aanbid. As jy nie die beeld aanbid nie, wat het met jou gebeur? Jy was in 'n vuuroond gegooi, né? Goed. Die derde een is, jy mag nie laster nie. En wat sê Openbaring 13 vers 6 van jou? Daar was name van lastering wat op hom geskryf is, né? En dan die laaste een is die Sabbat. Is die aanval op die Skepper. Met ander woorde, die Sabbatdag, né? Die 4de gebod. En waarmee word hy vervang? Met die Sondag. Ons heilig nou nie meer die Sabbat nie, ons heilig nou die Sondag. So dit is waar daai 4 gebooie dan onderbreek word. Want nog steeds sê die wêreld vir jou, jy mag nie moord pleeg nie, né? Hulle stem saam met dit. Hulle stem ook saam met die ding van jy mag nie goeders begeer nie, né? En jy mag ook nie moord pleeg nie, mag nie steel nie. En die wêreld stem saam met dit. Maar hierdie 4 is hulle in verskriklike teenstryd met mekaar. Teen dit het julle agtergekom, né? Okay, kom ons kyk nou goed bietjie nader na die kleinste rippeltjie. Die kleinste rippeltjie dui aan op die 4de gebod. Nou kom ons kyk gou nou 'n bietjie na die getuienis van die skrif. Ons aanbid God omdat hy ons Skepper is en die gedenkteken van die Skepper is die Sabbat. Ons sal nou dit nou vir julle bewys ook. Kom ons kyk gou wat sê Psalm 95 vers 6 vir ons daaroor. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Die Skepper, né? Nehemia 9 vers 6. U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is. En u hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. Okay. Dan het ons hierso Openbaring 14 vers 6 en 7 doen 'n beroep op ons om die Skepper te aanbid en die sin speel sterk op die Sabbatsgebod. Kom ons lees gou daai enetjie. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En dit is basiese herhaling. Kom ons kyk gou wat sê Eksodus 20 vir ons. Kom ons lees die gebod wat daarin wat gesê word vir ons. Eksodus 20 vers 8 tot 11. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Vers 11 en vers 7, is dit nie vir julle amper half 'n kopie nie? Nee? Dis omtrent dieselfde woord of dieselfde prinsip wat net in ander woorde gesit is. En dan het ons nou hierdie enetjie wat net so wonderlik is, wat eintlik die hele kwespunt is Genesis 2 vers 2 tot 3. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. So daar's 'n bewyse vir ons, né? Wat 'n Sabbatdag. En hoekom is die Sabbat vir ons belangrik? Hoekom? Want dit het God geheilig en dit is 'n half 'n ketting met 'n link tussen jou en God, né? Alle vlees sal op die Sabbat kom, het julle dit geweet, om hom te kom aanbid in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde toe God dit geskep het, het julle dit geweet? Ons kyk gou wat sê Jesaja 66 vir ons. Jesaja 66 vers 22 tot 23. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Sien julle, is 'n herhaling van wat in Eden gebeur het, né? Ons gaan terug soos wat Adam en Eva geleef het. Genesis 2 vers 2 tot 3 wat ons nou gesien het, God het sy handtekening op die skepingsweek geplaas, deur op die Sabbat te rus. Die motiveringsklausule in die 4de gebod verduidelik dat die Sabbat identifiseer wie die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, né? Dit beskryf die kunstenaar en hoe die linne aan die einde van sy werk teken. Dit identifiseer ook die kunstenaar. Het God die Sabbat vir homself geseën en geheilig? God is die fontein van alle seën en hy is die verpersoonliking van alle heiligheid in die Bybel, word die woorde teken en seël uitruilbaar met mekaar gemaak. So die teken en seël is half dieselfde betekenis wat hulle daar so insit. Nou kom. Ons kyk gou Eksodus 31 vers 17, word die Sabbat beskryf as 'n teken tussen God en Israel. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Onthou, teken word uitgeruil met die woord seël ook. So, wie ewig 'n seël. En Esegiel 20 vers 12, Esegiel 20 vers 12, daarby het ek ook my Sabbatte aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek, die Here, is wat hulle heilig. Okay, en dan Esegiel 8, hierdie stukkie nou hierso, is in teenstelling met Esegiel 9 vers 4. En hy sê vir my, het jy dit gesien, meisiekind? Jy sal nog ander gruwels groter as hierdie sien. Toe spring hy na my die binneste voorhof van die huis van die Here, en kyk, by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here, en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste. En hy sê vir my, het jy dit gesien, meisiekind? Is dit dan die huis van Juda se gewring om die gruwels te doen, wat hulle hier beskrywe, dat hulle die land met geweld gevul en my nog met geterg het, en kyk hoe hulle die gruweltak by hulle neus hou. En kyk hoe hulle die druiwetak by hulle neus hou, nee, is reg, moenie worry nie. Ons kyk gou hoe hy dit nou in teenstand met Esegiel 9 vers 4. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Sien julle die teenstryd wat daar sit tussen die twee groepe, die kontras tussen die twee groepe, né? Dit is duidelik sigbaar. Die grootste gruwel was dat die godsdienstige leiers die son na die ooste toe aanbid het.
Dit was vir God 'n verskriklike gruwel geweest. En dis hoekom die tempel is ons altyd is 'n ingang was geweest dat jy jou rug na die ooste toe draai, né? So met ander woorde, jy draai jou rug op sonaanbidding of op aanbidding van enige ander god. Daar's die eerste gebod, klaar, né? In teenstelling daarmee, het diegene wat gesug en gehuil het oor daardie gruwels, die seël op hulle voorkop ontvang. Jerusalem is vernietig omdat die Sabbat ontheilig gemaak is. Dit is so, né? In daardie tydperk. Kom ons kyk gou wat sê Jeremia 17 vers 27. Jeremia 17 vers 27, maar as julle na my nie luister om die Sabbatdag te heilig nie, en om geen las te dra, of deur die poorte van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal ek 'n vuur in sy poorte aansteek, wat die paleise van Jerusalem sal verteer, en nie uitgeblus sal word nie. En dit het toe ook gebeur, né? Dit is toe toe Nebukadneser inkom, toe kom hy en hy vernietig die Jerusalem en daar gaan hulle almal in ballingskap in weg. Toe kom Nehemia en hy kom en hy herstel toe die hele tempel en alles wat daarin is. En een van die groot gedeeltes wat hy dan herstel het, is hierdie die poorte van Jerusalem en hy het dit geheilig spesifiek vir die Sabbatdag. Daai gedeelte soos mense wat van buitekant af inkom van ander streke af wat hulle handel wil gedoen het daarsoop, dit was verbode gewees. Jy mag nie op die poorte van Jerusalem mag jy dit nie gedoen het nie. Dit was verbode gewees. En dit is hoekom dit weer geheilig was. En dat God weer deel geraak het van sy volk. OK. Openbaring neem dit, okay, goed. Openbaring neem dit daar, dat daar wel 'n kontras gesien word tussen diegene wat die seël van God het en diegene wat die merk van die dier het, soos ons nou gesien het ook, né? Soos wat dit was, so sal dit weer wees. So glo vir my, alles wat in die Bybel is, gaan weer gebeur. OK, of het al weer gebeur, daar's heeltyd 'n herhaling. So die Bybel is regtig waar, jy kan daarop vertrou. OK, en jy kan dit jou eie maak in jou alledaagse lewe ook. Nou volgende gedeelte is ook wat ons sien is dat, hoe het Sondag dan in die Christelike kerk gekom, en dit het nie net, het was alles deur die heiden Konstantyn, né? Die heidendomsheid deur Konstantyn ingekom. Deur Sol Invictus en die Statue of Liberty, kyk net hierdie twee, lyk hulle nie, hierdie enetjie, Sol Invictus, dit was die Romeinse songod gewees, né? Nou kyk hoe lyk hy, en kyk hoe lyk ons dier van die land, né? Dit lyk vir my amper half soos dieselfde en hierdie netjie is net bietjie gemoderniseer en of gemoraliseer en sy klere aangekry, maar dit is dieselfde een, né? Ek dink as ons na die gesigte gaan kyk, gaan hulle ook amper half dieselfde wees. En dan die ander enetjie is, hierso sê Constantine the Great, maar die 7, kyk wanneer was die datum al gewees, né? Toe hulle dit al begin het, hierso het Sondag al in die kerk in begin gaan. So, na soveel jare en goeders moet ons mos nou al gewoond wees aan Sondag aanbidding, né? Ons moet nou al gewoond wees daaraan, maar dit is nou vir soveel jare in ons ingedwing. All judges and city people and the craftsmen shall rest on the venerable day of the sun. Daar het dit ingestel op daardie selfde dag. Nou dit is dieselfde dag van die son as in Esegiel. In Esegiel het ons gesê dat hulle die son daar aanbid. Dis dieselfde dag. Dis dieselfde aanbidding wat hulle daar gedoen, dis die sonaanbidding. Kom ons kyk wat sê die gees van profesie. Hy sê, the seal of God's law is found in the 4th commandment. This only of all the 10 brings to view both the name and the title of the lawgiver. It declares him to be the creator of heavens and the earth, and thus shows his claim to reverence and worship above all others. Aside from this precept, there is nothing in the Decalogue to show by whose authority the law is given. When the Sabbath was changed by the papal power, the seal was taken from the law. The disciples of Jesus are called upon to restore it by exalting the Sabbath of the 4th commandment to its rightful position as the Creator's memorial and the sign of his authority. Dis waaroor dit gaan, né? Ons kyk gou na die tweede punt dan, die getuienis van analogie. Met ander woorde, ons kyk gou hierna, die presidensiële seël van die Verenigde State.
Waar het hy ingesit? Daar sy, ekskuus. Die presidensiële seël van die Verenigde State bevat 3 elemente. Sy naam, sy amp en dan sy grondgebied. Sien julle dit? Hierdie is die presidential seal. Dis hoe hy is. Dit is Donald J. Trump. Wat is hy? Hy is die 45th president van wat? Van the United States of America. Sien julle hoe lyk dit, nee? Wat sê die gees van profesie? Hy sê, the fourth commandment is the only one of all the 10 in which are found both the name and the title of the lawgiver. It is the only one that shows by whose authority, in other words, the creator, the law is given. Thus it contains the seal of God, affixed to his law as evidence of its authenticity and binding force. So as jy dit breek, dan is dit nie meer so nie, nee. As jy nou hierdie seël vat van hom, en jy sit nou daar, wat is hierdie ou van ons land se naam? Cyril Ramaphosa se naam nou daar, en is hy die 41st president van hom? Nee, dit is nie, nee. Want wat jy mos nou die hele waarheid van dit af mos weg. Goed, ons kyk gou die derde punt, die getuienis van argeologie. Kom ons kyk na argeologie, om te bewys dat hierdie seël van God, ons kyk nou na die seël van God, om seker te maak dit is die Sabbat, om daarby uit te kom. Getuienis van argeologie. Eienskappe van die Midde-Oosterse seël by Igarit. Nou dit sê daar, the Suzerain Vassal Treaty is a type of covenant or treaty. Dit is nou 'n seël, baie interessant hierdie hoor. Is a type of covenant or a treaty that exists between unequal parties, where one party holds power over the other. Goed. Hier is net 'n voorbeeld van 'n paar seëls. Eerste ding hulle sê hiersom, dit is verbonde, met ander woorde seël, wat hulle in die Ou Testament van gebruik het, dit is 'n verbond tussen 'n soewereine en 'n vasal, soos wat ons nou daarso gesien het, nê? Die een wat die krag het, en die een wat dit kan weggee. Nou die volgende een is, dit is op kleitablette geskryf. 'n Seël in die ou dae was op kleitablette geskryf. Die tablette is dan aan albei kante geskryf, aan voor en op agter geskryf. En ons gaan nou bewyse wys van die 10 gebooie ook van hierdie gedeeltes. Die seël was in die middel van die tablet gewees. Sien julle, daar's die hele tablet, daar's die seël in die middel van dit. En die seël bevat die naam, die titel, die grondgebied en die soewereine koning. En dan, iets interessants. Hierdie seëls wat ek hierso het, is die seëls van die konings van Israel. Ou konings van Israel. Hierdie een is Hesekia se seël. Daar is Josia se, koning Agas, koning Dawid se. Jesaja, die profeet, dit is syne gewees. En dan koning Jerobeam. Daar was hulle seëls gewees. So wat sê hy in hierdie seël was sy naam gewees, sy grondgebied was daarin gewees, en wat was hy gewees? Sy titel was in dit gewees. So van daardie tydperk af is die presidential seal, soos die een wat ons nou gesien het, kom het al van daardie tydperk af. Presies al daai 3 items was daar, en dit word tot vandag toe nog gebruik. So sien julle, mense kan maar doen wat hulle wil. As die Here so gesê het, dit is hoe dit is, dan is dit so, né? Dit kom eintlik al van die skepingstydperk af, hierdie seël, van daai 3 items wat daarin moet wees, né? Goed, nou kom ons kyk nou gou na die 10 gebooie. Die 10 gebooie gee op dieselfde manier as wat die antieke verbonde dit gegee is. Deuteronomium 4 vers 3, soos wat ons nou mos gesien het, dit is 'n verbond, né? Die 10 gebooie was 'n verbond gewees. En selfde een sê, hy was op 2 kliptafels geskrywe, sien julle dit, né? En dan as ons nou verder gaan na Exodus toe, dan sê die tafels wat op albei kante beskrywe was, hulle was op die een en op die ander kant geskrywe. Dit is hoe die 10 gebooie is, presies soos 'n seël, né? Presies soos 'n seël. En dan, die volgende een is, dit bevat, ons nou, die 4de gebod bevat die seël. Hierso sien jy, die Here jou God is die titel van wie die persoon is, né? En
oor sy landsgebied. Wie hy is, die Here is jou God, en dan is hy die hemel en die aarde, het hy dit gemaak, nê. En wat vir my baie interessant is, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Hoekom? Want hy is die skepper. Nee, is dit nie beautiful nie? Dan heel onderaan daai vers 11 sê hy vir jou, dit moet jy doen. Hoekom moet jy dit doen? Want hy het dit geheilig en dis hoekom hy die Sabbatdag geheilig het, nie? Want hy het dit vir jou gemaak. Die vierde punt, die getuienis van profesie en geskiedenis wat vir ons bewys oor die Sabbat. Nou die horingkie het gedink dat dit die wet kon verander. Onthou julle daai klein horingkie wat ons opgekom het tussen die ander, né? Die pausdom. Hy het gedink hy kon die wet verander. Ons het reeds die horingkie, ekskuus, of die dier mos as die Romeinse pausdom geïdentifiseer. Die vraag is, maak die pausdom daarop aanspraak dat hy God se heilige wet verander het? Maak hy dat? Kom ons lees gou-gou. Daniël 7:25. Daniël 7 vers 25 en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en 'n halfte van 'n tyd. En so hy het probeer. Nee, hy het probeer. John Gilmary Shame, wat 'n belangrike Rooms-Katolieke historikus van sy tyd was, hy het die volgende gesê: For all ages, all Christian nations look to the Catholic Church, and as we have seen, the various states enforced by law her ordinances as to worship and cessation of labor on Sunday. Protestantism, in discarding the authority of the church, has no good reason for its Sunday theory, and ought logically to keep Saturday as the Sabbath. The state, in passing laws for the due sanctification of Sunday, is unwittingly acknowledging the authority of the Catholic Church and carrying out more or less faithfully its prescription. The Sunday, as a day of the week set apart from obligatory public worship of the Almighty God, is purely a creation of the Catholic Church. Nou wat het broer Nico gesê vandag? Ons moet vir Christus aanbid en vir Christus alleen, né? Nou ons gaan hierdie ding 'n bietjie verder uitrafel ook. Dan sê hulle ook vir ons, Protestants accept Sunday rather than Saturday as a day of public worship after the Catholic Church made the change. Nie God nie, het God die change gemaak. Nee, hierdie kom uit ons Sondagbesoeker, miskien die belangrikste en invloedrykste Rooms-Katolieke tydskrif in die Verenigde State. So wie sê hierdie goeters? Die Romeinse Katolieke tydskrif sê dit, né? Dit kom uit hulle eie mond uit. Ons kan net sê nadat Konstantin, die Romeinse keiser, die Sondag as die dag van die Here aangekondig het. Ek dink dit was 3 jaar daarna wat die paus 'n edik uitgevaar het om dit te bekragtig. Dis Van die korrek. pausdom, met ander woorde nog steeds die pausdom agter die. Ja, dit is so en dit wys hulle net hulle steek dit nie eers weg nie. Hulle doen dit so openlik as wat hulle kan. Protestants accept Sunday rather than Saturday as a day of public worship after the Catholic Church made the change. But the Protestant mind does not seem to realize that in accepting the Bible, in observing the Sunday, they are accepting the authority of the spokesman for the church, the Pope. Nee, so wat sê hy vir jou? Gaan lees jou Bybel. Gelees jou Bybel en pas op dat jy nie mislei word nie. Kom ons lees gou nog goeders verder van die Romeinse kerk af. Question, en hulle hierdie is in hulle soos hulle katekese boekie amper af. Hulle sê daarso, what Bible authority is there for changing the Sabbath from the seventh to the first day of the week? Who gave the Pope the authority to change a command of God? And the answer wat hulle sê is, it was the Catholic Church which by the authority of Jesus Christ has transferred this rest to the Sunday. Thus the observance of Sunday by the Protestants is an homage of they pay in spite of themselves to the authority of the church. Ons sê dit direk, kom nie van ons af nie. En kom ons kyk bietjie wat sê die Katolieke ensiklopedie. Hulle tot 'n ensiklopedie, kan julle dit glo?
Question, what is the third commandment? The fourth commandment in the Protestant Bibles. Onthou? Hulle third commandment is ons vierde commandment, né? Want onthou, hulle het die tweede commandment uitgehaal want hulle het beeltjies aanbid. So as hulle sê, what is the third commandment? Dan moet ons gaan kyk minus number 2, né? In ons sin. Dan moet ons gaan na die vierde toe. So, actually die vierde gebod volgens hulle die derde een sê, waar eindig hy nou? Goed, answer. What's the third commandment? The third commandment is, remember that thou keep holy the Sabbath day. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Wie sê dit? Die encyclopedie van die Katholieke Kerk. Nou die groot vraag, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, the Catholic Church, after changing the day of rest from Saturday, the seventh day of the week, to Sunday, the first day, made the third commandment refer to Sunday as a day to be kept as the Lord's day. Nou goed, en toe priester Thomas Enright, CSSR, wat jarelang die president van die Redemptorist College in Kansas City, Missouri was, in 'n lesing in Hartford, het hierdie gesê in 1884, toe hoor julle die datums, 1884, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down and reverts obedience to the commandment of the Holy Catholic Church. Nee, wat het ons vandag gelees in Matteus 24? Wat het ons gelees? Pas op dat julle nie mislei word nie, nee. Goed, gedruk in the Hartford, Kansas Weekly Call in Februarie 1884 en die American Sentinel, 'n Rooms-Katolieke tydskrif in New York in Junie 1893, bladsy 173, uit die kantoor van James Cardinal Gibson van Baltimore. So dit is uit 'n Roomse monde uit ook, né? Of course the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power. Ek het sê, we don't say it. Ons sê dit nie, hulle sê dit self, né? Die Rooms-Katolieke teoloog Henry T. Cafetera, hy sê, a word about Sunday. God said, remember that thou keep holy the Sabbath day? The Sabbath was Saturday, not Sunday. Why then do we keep Sunday holy instead of Saturday? The church altered the observance of the Sabbath to the observance of Sunday. Protestants, ons is Protestants like we, who say that they go by the Bible and the Bible only, and that they do not believe anything that is not in the Bible, must be rather puzzled by the keeping of Sunday when God distinctly said, keep holy the Sabbath day. The word Sunday does not come anywhere in the Bible so. Without knowing it, they are obeying the authority of the Catholic Church. Dit is ook uit hulle monde uit. Dit is nie uit ons monde uit nie, né? So, nou voor daarna gaan. But someone might object, doesn't the Apostle Paul tell us that the seal of God is the Holy Spirit? Nee, my mense sal dit sê. How do you reconcile this with the idea that Sabbath is God's seal? Nee? Hoe sal jy dit nou sien? Ons het nou gesien, dat God se seël is nie die Heilige Gees nie. Hy seël ons in ons harte, maar die seël van God, die obedience van God, lê in die Sabbat. En ek het net hierdie prentjie vir julle ingesit en net bietjie te sê ook, tradisie. Wat is tradisie? It is peer pressure from dead people. Nee? So,
Wat ons daarmee sê is moenie agter tradisie aan hardloop nie. OK? Hardloop eerder aan agter die Here en agter die Bybel aan en agter sy woord. Verstaan julle nou die merk van die dier baie beter deur na die seël van God te gaan kyk? Verstaan julle nou mooi wat is die merk van die dier? Wat is die merk van die dier? Dis die teenoorgestelde van die seël van God, né? Maar onthou, 'n belangrike ding is jy kan nie die seël van God kies nie. Jy kan nie. Hy kies jou, want die engel kom en hy deursoek jou en hy seël jou. En as hy verby jou kom en onthou dit gaan nie net oor die klein rippeltjie nie, dit gaan oor al 3 rippels. As hy nie eers die groot rippel in jou lewe kan raak sien nie, hoe gaan hy die kleinste rippeltjie van daai wat in jou lewe raak sien? Jy kan nie net die een hou en dink die ander is daar van nature nie. As jy een van hulle gebreek het, het jy almal gebreek. So die Heilige Gees kom, soos wat ons gesê het, om alles wat jy doen dit deur die gebed in jou gedagtes te hou. En gaan dink daaroor en gaan mediteer daaroor. Dit is so belangrik vir die Here gesê. Die Here het gesê gaan vertel jou kinders elke dag daarvan. Laat hulle dit onthou, laat hulle dit lewe, laat hulle dit dink, laat hulle dit doen. En sodoende laat ons dan ieder staan wat die Here vir ons sê, né? Ja, so dit is belangrik vir die Here. So dan kom die engel en as hy die hele wet in jou hart opgeskryf sien staan, dan kry jy die seël. Maar as hy dit nie sien nie, dan gaan hy jou verby en dan by default kry jy dit, die merk van die dier. Dis reg. Dis reg, hy het sy tyd gehad om dit in te sit. En nou moet ons kies, soos wat ons ook gesien het, wanneer Konstantin het in die 300s, het al begin met hierdie valse leringe. Tot en met nou toe, hoeveel duisende jare het nie nou al verbygegaan nie, né? Honderde jare het nou al verbygegaan. So dit amper half die keuse is nou voor ons. Nou moet ons die Bybel begin lees en nie meer dat 'n dominetjie of iemand vir jou verduidelik wat daar aangaan nie. Jy moet dit vir jouself gaan ondersoek en die Heilige Gees sal vir jou dit openbaar. OK. Wie van die manne gaan vir ons afsluit? So jy vir hom vat. Dankie. Onse Vader in die hemel, ons sê baie dankie Here dat ons altyd tot U kan kom. En baie dankie Here dat U vir ons uit die woord uit op leer. En help Here dat ons dit altyd aanvaar en dit sal verstaan. En dat ons vir U lewe, Here, ons verlange is om ook gereed te wees die dag as op die wolke kom. Dat elkeen van ons U in die wolke sal tegemoet gaan. Vergewe alle oortredinge, Here. En laat ons naam in die boek van die lewe bly. Is ons naam, is ons gebed in U naam. Amen. Dankie. En ons volgende week gaan ons Openbaring 15 doen.